Goeiedag geliefdes. Vandag wil ek eintlik praat oor die natuur en die gees van die Bybel en hoe ons dinge moet benader. Jy weet geliefdes, jy moet altyd net onthou dat jy is verantwoordelik vir jy eie siel. Geen persoon op hierdie aarde is eintlik werklik nie. Al wat werklik is God. En as God in iemand woon, dan gebruik hy daai instrument om deur te praat. En so 'n instrument word genoem Jesus. Want Jesus is Immanuel, God met ons. Met ander woorde, as God in my woon, as die lig en die waarheid en die liefde vir die Gees in my woon, dan is ek Immanuel, want dan woon God in my, God met ons. So geliefde, ek wil net vir u 'n paar dinge noem, wat die mense bietjie verward in die kerke. Jy weet, baie mense sê, ek is so lief vir die kerk. Ek gaan altyd kerk toe, en ek gaan altyd, geliefde, as jy verwys na 'n kerk, as 'n PPK, of OAK, of 'n BBK, of wat ook al die geval mag wees, dan slaan jy die bal heeltemal mis. Onthou dit. Christus is nie 'n naam nie. Christus is nie 'n denominasie nie. Christus is die kerk. Christus is die lede wat sy liggaam uitmaak waardeur God praat. Want God skep niks behalwe deur sy seun nie. En dit is wat die kerk is. So as u sê, ek is lief vir die kerk, moenie 'n naam daaraan verbonde maak, behalwe Jesus Christus nie. En Jesus Christus, geliefde, is die weg wat na God toe lei. So daar's altyd 'n dispuut oor hierdie natuur en die gees en al hierdie dinge. Nou kom ons kyk bietjie werklik daarna. Almal sê nee, dit was eers natuurlik en toe word dit geestelik. Nou kom ons kyk geliefde. As Adam natuurlik was, het hy geëet van 'n boom kennis goed en kwaad. Wat se boom is dit? The tree of knowledge. Hoe eet jy van 'n natuurlike boom? Goed en kwaad. So geliefdes, ek gaan nou vir jou 'n paar vrae gee, van hier af. Wat u nou die geliefdes moet vra, u oorgesteldes en enige iemand wat sê Jesus was 'n vleisvat, dan moet u nou vir hulle vra, okay, maak vir my sin hier uit, en as u vir my dit kan verduidelik, dan glo ek u. Maar verder geliefde, is God gees. En as u die natuur bedink, bedink u die dood. Die Bybel is 'n baie dieper boek as wat die mense dink dit is. Nou nommer 1, soos ek nou gesê het Adam geëet van die boom kennis goed en kwaad, wat my so wys maak soos God? Wys natuurlik dit vir my. En nou as ek eet van die boom van die lewe, wat ook nou 'n natuurlike boom moet wees, dan word ek soos God, dan kry ek die ewige lewe, dan beerwe ek die ewige lewe as ek eet van die boom van die lewe. Hoe lyk die boom? En 'n slang wat kan praat, geliefde? En in die begin het God die waters en die waters geskei, en tussen die waters en die waters wat sy uitspansel, en hy het die uitspansel hemel genoem. En so met ander woorde, die uitspansel is tussen die wolke en die see. En op die 4de dag, toe maak hy die son, maan en sterre, en hy plaas dit in die uitspansel, onder die wolke. Lyk dit vir u wat so is? Dis nommer 1, dis Genesis 1. Ek kan nog baie daar uithaal. En die tweede plek, daar was nie 2 keer geskep nie, daar was 1 keer geskep. Genesis 1 en 2 is dieselfde. En Spreuke 8. Goed, want Salomo sê, ek was daar voor God enige iets gemaak het. Voor God die berge laat insink het, was ek gebore. Wie was die persoon, geliefde? Dis Salomo, die seun van Dawid. Wie is Jesus? Die seun van Dawid. So, kom ons kyk verder, geliefde. As dit natuurlik was, daar is 'n natuurlike Egipte, en daar is 'n natuurlike woestyn, het die see natuurlik oopgemaak, die Rooi See, vir die Israelies om deur. En as iemand vir u sê, ken jy die krag van God? Geliefde, draai om en loop weg. Want hierdie is werklike dinge. God skep hierdie goed, en hy het hierdie Bybel vir ons gegee, omdat die gedagte moet gekondisioneer wees in 'n geestelike manier van verstaan.
sodat God met ons kan werk in die gees. Ons is nie van hierdie wêreld nie, geliefde. Kom weg van hierdie vleisvate af. Die mens, Adam, is geskep na God se gelykenis en evenbeeld in U. Onthou dit. Dit is die mens. En daai mens moet weergebore word, want die eerste Adam is arts, die tweede Adam is die Here uit die hemel. So kom ons gaan verder, geliefde. As daar 'n natuurlike Jesus was, as die Bybel natuurlik was, toe het Israel vir 3 dae se reis 40 jaar geneem. Het God werklik 'n wolkekolom voor die son gesit, want hulle wil nie die son sien nie, die son is te skerp vir hulle in die woestyn. Dink jy dis werklik so? Of is dit dalk ons wat nie die gees van God en die geregtigheid van God wil aanvaar nie? En dan bedink ons hierdie dinge soos 'n redelose dier van die veld op 'n natuurlike manier, geliefde. So dis die son. Ons wil nie die werklikheid sien nie. Ons wil nie weet wat dit werklik is om God te dien nie. Ons dien hom maar net in natuur en alles het natuurlik gebeur. Nou moet ons dit geestelik maak. Kom ons gaan verder, geliefde. As die Bybel natuurlik was of is, geskryf is, het dit natuurlik manna uit die hemel uitgereën? Het dit natuurlik kwartels uit die hemel gereën? Geliefde, het Jesus fisies saam met Petrus op die water geloop? Het Jesus by die storm gekom en gesê, stop nou brander, stop nou wind, julle moet nou nie meer waai nie, en daar gaan alles stil? Dink jy so? Het hy werklik kanne vol water gemaak en dit verander in wyn? Dink, geliefde, dink, moenie net vat dit wat hulle julle gee en in julle koppe indruk en julle probeer breinspoel nie. Dink vir jouself, jy's verantwoordelik vir jou eie siel, geliefde. So het Jesus werklik op die water geloop? Het hy die water in wyn verander? Het hy 'n man wat opgevrot is, al Lazarus, gegaan en gesê, staan op? Nee, geliefde, hierdie is alles geestelike dinge. En as jy die video's kyk, sal jy sien, ek verduidelik die dinge van Lazarus, ek verduidelik die dinge van die water in wyn verander, ek verduidelik hoe Petrus op die water geloop het, en al daai dinge, en wat gebeur het in die woestyn. Maar dink vir jouself, geliefde, is dit moontlik natuurlik vir 'n slang om te praat? Nou, geliefdes, nou wil ek u sê, as u hierdie goed nie evangelisties en geestelik verstaan nie, gaan u nie die taal van God ken nie. Daarom sê hy, die wat 'n oor het laat hom hoor, hy wat 'n oog het laat hom sien. Want Jesus het duidelik vir sy disippels gesê in Lukas 8, Matteus 13, Markus 4, aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van my Vader te verstaan, die ander nie. So u moet nou besluit, wie volg u? Volg ek 'n PPK of 'n CKK of 'n APK of volg ek Christus? Soek ek rus vir my siel? Want onthou, geliefde, wat staan tussen u en God is vlees. Vleeslike gedagtes, nie hierdie vlees nie. Dit kan nooit tussen jou en God kom nie, want as jy uit jou liggaam uit is, dan gaan jy nog steeds net so vleeslike gedagtes hê soos jy nou is. En as jy jou volpomp met natuurlik denkende dinge, geliefde, sal jy sterwe. Want die vlees is die dood. So met ander woorde, net daai paar goedjies wat ek vir julle gewys het, is dit onmoontlik vir die Bybel om natuurlik te gewees het. Dis 'n geestelike boek wat God u wil oplig in hemelse plekke om te sit in hemele saam met Christus Jesus. Die kerk, geliefde, as jy sê ek is lief vir die kerk, dan moet u bedoel Christus, die waarheid. Ek is die weg, Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Nou sê ons nie, maar dis die PPK of die BPK of die OA. Nee, dit is nie. Die wat Christus ontdek het, die wat Christus het, wat die weg ken, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As die weg in my geskryf is op die vleestafels van my hart, want you are the epistle written with a finger on the flesh tables of your heart. Nie met ink nie,
maar op die vleestafels van jou hart. Dis wie jy moet kan lees. Jy lees nie die Bybel nie, hier's die Bybel. Iemand wat jy volg, moet die Bybel vir jou wees, geliefde. En as daai persoon 'n amp is, soos 'n bishop of 'n pastoor of 'n priester of wat ook al, en hy is in daai hemel, sal hy drome kan uitlê, geliefde. As jy gekonnekteer is met God, maar as jy in 'n natuurlike Jesus gekoppel is, en jy glo in 'n natuurlike Jesus, sê ek nou vir u, jy sal nie gawes kan uitlê nie, dis impossible. En daarom, kom ek wil iets vra, geliefde. As u droom, dat die toilet is geblok, u wil toilet toe gaan en die toilet is geblok, wat beteken dit? Of u droom, u sit op 'n toilet, maar u het geen privaatheid nie. Almal kan u sien waar u op die toilet sit. Het u al daai gawes gehad? Ek weet u het al. Want die toilet, geliefde, is die een waar jy gaan las af lê. Dis die een waar jy gaan moan. Dis die een waar jy gaan jou probleme los. En as daai toilet geblok is, geliefde, dan is dit jou oorgestelde wat geblok is. God kan nie deur hom kom om daai dinge weg te neem van jou af nie. Hy kan jou nie help om jou skoon te maak nie. En nou sê hulle, nee, maar dis jy. Jou gedagtes is vuil. Dis hoekom jy sien fout met die oorgestel is. Nee, geliefde. Dit kom van God af. Dis so goed ek leen u motorvoertuig en ek ry met hom rond en ek drink 'n paar drankies en ek ry hom in 'n boom vas. En ek kom terug by u en ek sê dis 'n stupid kar daai. Hy ry net in bome en pale vas. Dis presies dieselfde ding. So as my oorgestelde vir my sê, maar dis jy. Julle as die geliefdes kan nie eers meer drome uitlê nie. Die amptes kan nie meer gawes uitlê nie. En niemand word geleer hoe om gawes uit te lê nie, geliefdes. Dis die probleem. So geliefde, hy sê in Romeine 8, as jy die vlees bedink, bedink jy die dood. En ek weet, dit klink al afgesaag vir my geliefdes, want ons praat baie oor hierdie goed. En ons breek brood in diepte op WhatsApp oor hierdie goed. En daarom het ons die groep op WhatsApp om mekaar te verryk en te versterk. Dis Christus. Daar's nie 'n naam aan verbonde nie. Daar moet wees, natuurlik is daar. Maar ons sê nie, nee, ons is lief vir die kerk en dan verwys ons na 'n naam nie. As ons sê kerk, dan sê ons Christus. As ons sê Christus, dan sê ons God. Want dit is u plig, geliefde. U plig is om in hierdie leeftyd in die koninkryk van God te kom, om te sit in hemelse plekke in Christus. En u gaan dit nie doen of reg kry as u natuurlik bedink nie, want die natuur is die dood. En daarom, geliefde, ek het niks teen enigiemand nie, geliefde. Glo my. Maar daar's so baie siele wat vasgevang is in die duisternis, in daai dogma. En hulle het nêrens heen om te gaan nie, want ons was altyd net die enigste plek waar jy gees kon ontvang. Waarheen gaan ons nou, geliefde? Al die amptes wat nog geestelik is, al die amptes wat weet dat Jesus nooit 'n vleisvat kon gewees het nie, wat gebeur? Waar kan hulle gaan? En daarom het ons die WhatsApp groep, geliefde. Daarom het ons mekaar. Onthou net een ding, geliefde, dis nog steeds een Christus. Dis nog steeds een Jesus, maar dit is die gees waar ons begin het met die apostels van die begin af. Daai is nou dood. En dit word net al meer gedood, geliefde. Daarom sê ek vir u, dat u sielsaligheid is vir u self om uit te werk. Dis tussen u en God, niemand anders nie. My oorgestelde is niks van my nie. Hy's net 'n instrument waardeur God werk. Ek kan lief wees vir hom, ek kan lief wees vir sy vleis, dit maak nie saak nie. Maar kan hy my in die koninkryk van God kry? Dis die vraag. Wie kan my in die koninkryk van God kry? Waar is hierdie Bybel wat geskryf is met die vinger van die lewe op die vleestafels van die hart, wie ek kan lees en wat my in die koninkryk van God kan kry? Waar's dit, geliefde? Hou op om lief te wees vir fisiese goed, dit gaan julle sielsaligheid kos, geliefde. Ons is gebore in duisternis, ons moet in die lig kom, ons moet in die hemel kom, daarom het hy hierdie hek gekry, om in die koninkryk van God te kom, want die koninkryk van God is binne in u. En daarom moet u dit soek,
by iemand, want daar moet 'n middelaar wees om u by God uit te kry, geliefde. So asseblief, dink vir uself, as Jesus natuurlik was, hy was gekruisig op Golgotha, hy's gekruisig in Sodom in Egipte, in Openbaring 11:8, Galate 2:20, ek is saam met Jesus gekruisig, sê Paulus. Wanneer is al daai ander kruisigings plaasgevind, geliefde? En Golgotha is hoofskedelplaas, geliefde. Jy is die een wat gekruisig gaan word, want julle is die seuns en dogters van God, as die Gees van God in u woon, as die waarheid in u woon, as die lig in u woon. En daarom word u my seuns en my dogters. Nie 'n naam nie. Christus, die kerk, en almal in 'n denominasie is nie Christus nie, geliefde. Moenie dink omdat julle nou aan 'n naam behoort, nee, ons is nou deel aan die liggaam van Christus nie. Jy's alleenlik 'n deel aan die liggaam van Christus as Christus in jou woon. As jy die waarheid ken. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En as jy daai weg betree van die waarheid wat jy ontvang deur die Heilige Gees om die waarheid te leer, om myself te oorwin, sodat Christus in my tot geboorte kan kom en kan lewe en groter kan word. Minder van my, more of thee, less of me. Thou must increase, u moet vergroot word, ek moet verminder. My vleis, onthou geliefde, as jy lees in die Bybel van vleis, lees jy nie van hierdie vleis nie. As jy lees van die natuur, lees jy nie van hierdie natuur nie. Jy lees van Adam, die eerste Adam was aards, die natuurlike mens, 1 Korinte 15. Die tweede Adam was die Here uit die hemel, die geestelike. So Adam is geskep na God se gelykenis, wat gees is, maar ons noem dit natuur, want as ek eers geestelik begin verstaan, dan moet ek weergebore word, want hierdie kan nie weergebore word nie. In Johannes 3 sê Jesus duidelik van Nikodemus, don't you know that man has to be reborn? Die mens, Adam, moet weergebore word in die Here van die hemel, die Here uit die hemel uit. Die eerste Adam is aards, die tweede Adam is die Here uit die hemel. So, maar die eerste Adam is gees, is dit nie? Want daar kon nie 'n natuurlike slang gepraat het nie. Hy kon nie eet van 'n natuurlike boom, kennis goed en kwaad nie. Dit moes alles geestelik gewees het. So, dit is vir ons natuur, geliefde. Die vlees, geliefde, ek wil julle 'n voorbeeld gee. As ek en my vrou trou, word ons een vlees, een liggaam, vas, of word ons een vlees, een van gedagte? Want nou dink ons dinge saam en ons doen dinge saam en dit wat ek gedoen het voor ek getroud was, doen ek nie meer nie, want ons word nou een van gedagte en dis wat vlees is, geliefde. Vlees en bloed, hierdie vleeslike gedagte sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Dit het niks met hierdie te doen nie. As ek uit my liggaam uitgaan, is ek nog steeds vleeslik. En dis waar ons moet begin, geliefde, asseblief. Dink vir julleself. Want dis julle siele wat gaan... Geliefde, ondersoek dit net. Ondersoek dit net. Gaan kyk net wat maak vir u sin. Kyk net wat maak vir u sin. As dit vir u sin maak dat Jesus se vleis vat was, dis goed. Dan mors u maar hierdie liggaam en hierdie lewe, dit maak nie saak nie. Want geen persoon gaan u die rus instuur nie. En soos ek sê, ek het gesien, hulle het nou die formulier van die kerk verander, of die denominasies, om te sê, nee, ons stuur nie meer mense in die... Dit was al die jare so. Hoekom nou verander van die video's uitgekom het? So geliefde, asseblief, daar is baie geliefdes, wat nog geestelik is, maar wat vasgevang is in 'n denominasie. Moenie wees nie. En selfs die wat amptes is, moenie vasgehou wees deur julle vleislike gedagtes nie. Geliefde, hierdie is 'n geestelike pad. Jesus is die weg na God toe, die manier om te sterwe, om die vleis te oorwin, dis wat Jesus is. Die weg na God toe, Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy Christus in jou het, dan ken jy die weg na God toe. Jy sal nie 'n natuurlike Jesus propageer nie, geliefde. Want jy staan verder as dit dink. En hopelik is dit die laaste video wat ek maak aangaande hierdie saak, geliefde. Ek is reg, daar's so baie al, daar's oor die 500 video's al.
En daarom as jy regtig belangstel in u siel, geliefde, soek God. Moenie mense roem soek nie. En moenie dink, hulle gaan vir my 'n amp maak, hulle gaan dit vir my, al word jy apostel, geliefde, en jy sê, Jesus soos 'n vleisvat, is jy nie apostel nie. Apostel is met God gekonnekteer in die hoogste hemel. Met ander woorde, as ek 'n priester is, dan praat God deur my van die priesterhemel af. As ek 'n oudste is, dan praat God deur my van die oudste amp af, van die oudste hemel af. As ek 'n apostel is, dan praat God deur my van die apostelhemel af, want dis hoe ver ek opgevaar het. Soveel vleis het ek oorwin om in daai hemel in op te vaar. Maar dit gebeur alleenlik, geliefde, om kinderlik en niks te word nie. Want hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele. Efese 4, sê Paulus. So geliefde, ek hoop hierdie dinge maak vir u sin, maar asseblief, gaan ondersoek dit. Moenie vashou in 'n denominasie en julle siele skade ly en verloor nie. Dankie geliefde, ek hoop dit maak vir u sin. As dit nie, geliefde, praat met my en skakel aan by ons by YouTube en kom ons evangeliseer en breek brood. Die wat wil weet, geliefde, die wat net wil stry, bly waar julle is. Dis reg, dit is regtig nie 'n probleem nie. Maar die wat wil weet, die wat God soek en die wat die liefde vir Christus het, kom ons praat, geliefde. En kom ons bou mekaar en kom ons bou vir Christus Jesus 'n liggaam en vir God, waardeur hy kan werk, want niks is geskep behalwe deur sy seun nie. Maar as daar nie meer 'n seun is wat geestelik is nie, kan God nie meer deur ons werk nie, geliefde. Daarom, geliefde, dit wat natuurlik is die dood. Dit wat die gees bedink, dis die lewe en vrede. God seën u, geliefde. Dankie.